Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Uit die diepte van ons harte wil ons vir elkeen dankie sê wat 'n besoeker was by die bazaar, die kinders wat kom sing het, jy het dalk by 'n stalletjie gewerk, jy het dalk iets geskenk, jy het dalk 'n stalletjie bestuur. Dankie. Deur die genade van die Here het dit nie uitgereën nie en ons het 'n wonderlike bazaar gehad. Dankie vir jou. Die 18de Maart is ons nuwe lidmaatfunksie en as jy ingeskryf het, onthou dit begin 6:00 vir 6:30 by Picardy en ons sien uit om julle te ontmoet, saam te kuier en bietjie meer oor die gemeente ook met julle te deel. Volgende Sondag die 22ste Maart speel ons graad 6 'n lasertag. So hou asseblief die WhatsApp groepe dop of kontak vir Benita as jy enige vrae daaroor het. En daai selfde aand die 22ste nooi ons Collide ouers. Dis nou as jy 'n ouer is en jy het 'n kind in graad 7 tot en met graad 11, nooi ons uit om die aanddiens te kom bywoon en ook na afloop van die aanddiens 'n sessie by te woon wat spesifiek vir die ouers bedoel is. En ja, die jaar hardloop weg met ons. Ons is op pad Paasfees toe, so in Lydensweek, en ek wil jou herinner aan ons groot Lydensweek vanaf die 30ste Maart tot en met die 2de April en ons het daar nog Goeie Vrydag ook en Opstandingssondag. So hou die afkondigings dop en die blaadjies dop vir alles wat gebeur in Groot Lydensweek. Ja, en dis ook al amper weer tyd vir ons wynveiling. Die 11de Junie is ons wynveiling en ons het lotte en borge nodig. So as jy op een of ander manier kan of wil help, of jy ken dalk iemand wat kan of wil help, asseblief kontak die kerkkantoor of gesels sommer direk met Theo as jy enige voorstelle het om na die tafel toe te bring. Geniet vandag se erediens. Baie welkom vandag in hierdie spasie waar ons 'n paar oomblikke met die Here se woord wil besig wees en saam wil dink, hoe leef ons dit wat ons glo. Dankie dat jy saam met ons reis daar waar jy is en dankie dat jy tyd spandeer in hierdie geloofsgemeenskap. Ons sal 'n paar oomblikke stil word voordat ons 'n paar gedagtes wissel en net in die Bybel lees. Here, dankie vir die spasie, dankie vir die tyd, dankie dat ons elkeen sommer nou kan rustig raak daar waar ons is, in afwagting op dit wat ons in die woord lees en hoe ons daaruit aflei en besluit, onderskei hoe ons moet gaan leef. Dankie dat U ons deur die Gees op 'n manier aan mekaar verbind. Amen. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Is jy nederig? Nou, dis 'n moeilike een as jy onmiddellik sê ja, ek is definitief nederig, dan wonder ons. En as jy sê ek is nie nederig nie, dan is dit ook 'n probleem. 'n vriend van my het altyd die grappie gemaak, as ons oor die goed praat, dan kom hy so nader en sê hy, jy weet ek het 'n boek oor nederigheid geskryf, né? Ek het self die voorwoord geskryf. Ek het 'n paar kopieë, jy kan ek vir jou ene teken. Die vraag as ons besig is met geloof wat leef, is hoe lyk 'n Bybelse perspektief op nederigheid en hoogmoed? En ons wil Jakobus gebruik, as ons hierdie hele kwartaal met Jakobus besig, Jakobus 4 vers 1 tot 10. Kom ons lees saam. Jakobus 4 vers 1. Waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie by julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader, was julle hande sondaars en reinig julle harte eigelaars, ontkla julle ellende, treur en huil.
laat julle vrolikheid en rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons lees net dit so ver. Die Duitse teoloog Karl Barth het gesê dat ons as gelowiges, wanneer ons geloof leeg, dit altyd moet doen met die Koran in die een hand en die Bybel in die ander hand. En my oud-kollega Karel van Wyk was ook altyd lief om dit te sê. Beteken dat ons komplekse wêreld moet interpreteer, moet bekyk, moet bedink met 'n Bybelse perspektief, maar dat ons ook die Bybel moet lees met die konteks in die wêreld in gedagte. Geloof wat leef beteken dat ek en jy in ons konteks, in die Koranstories sal leef met die Bybel in die hand. En daarom is dit vir my ongelooflik dat ons as kollegas in Januarie die hele kwartaal se temas en tekste uitgesit het en toe al besluit het op hierdie spesifieke week gaan ons na Jakobus 4 kyk. Is dit nie toevallig dat ons juist hierdie Sondag se teks, as ons hom diep lees, gaan dit eintlik oor die oorsprong van oorlog. Die oorsprong van oorlog is selfsugtige begeertes. Omtrent 'n paar dae, 10 dae week, nadat daar nog 'n oorlog in hierdie wêreld uitgebreek het. Terwyl ons sê ons moet die Koran in die een hand hou terwyl ons die Bybel lees, ek lees oor arrogansie in die Global Times Koerant, 18 Februarie 2025. En die skrywer sê, the greatest obstacle to peace is arrogance. En ek sien 'n artikel meer onlangs op LinkedIn deur Lilith Peres, waar hy skryf oor die verband tussen arrogansie en selfvertroue. En hy sê ons moet onderskeid maak tussen arrogansie en selfvertroue, want arrogansie, sê hy, gaan oor 'n self en 'n selfbeeld wat vergroot is, ek is belangrik, en dat dit moeilik is om ander se opinies in ag te neem. En moeilik is om kritiek te aanvaar. Dis arrogansie. Waar hy sê, selfvertroue skep respek. Arrogansie skep grense. Selfvertroue, mense met selfvertroue inspireer vertroue en mens admireer partykeer sulke mense. Hoor wat sê hy? Confident individuals inspire trust and admiration, whereas arrogant people alienate others with their superiority complex. En dan, net na ons daai koerant en sosiale media platform gelees het, lees ons die Bybel in Jakobus 4, net nadat hy gepraat het oor in 3 oor jaloesie en afguns, praat hy oor die divisie tussen mense en hy sê daar's 'n goddelike waardesisteem en daar's 'n wêreldse waardesisteem. Die waardesisteem van die samelewing se grootste sonde is jaloesie en hoor nou selfsugtige kompeterende begeertes. En hy sê hierdie wêreldse konteks skep konflik tussen mense, konflik binne 'n mens en bedreig gemeenskappe wat in vrede leef. Met hierdie sterk in vers 1 en 2 metafoor van oorlog. So vers 1 tot 3, as jy weer gaan lees, Jakobus 4, gaan oor die interne konflik wat ek en jy mee kan identifiseer, gaan ons eie motiewe, ons eie begeertes, teenoor die belangrike goed wat God ons weeg. Dit moedig eintlik die leser aan om altyd te reflekteer, altyd nederig te wees en altyd God se wil 'n prioriteit te maak. En dan in vers 4 die verwysing na die vriendskap met die wêreld versus vriendskap met God. En daai vriendskap is 'n natuurlike 'n verhoudingsmatige intieme koneksie. En dan gebruik hy die metafoor van oorspel, so per definisie met respek sê dit, moenie jou vriendskap met God verneek met vriendskap vir die wêreld nie. Waak teen kompeterende, status soekende arrogansie. Dis die selfondersoek wat ek en jy kan doen. En dan, vers 5 is vir my eintlik die skanie waarom alles gaan, is my baie mooi teks waar God sê,
dat die skrywer sê dat God sy gees wat in ons woon vir homself wil hê. Dis mooi nee, God is jaloers op die gees wat in ons is. God wil hê dat ek en jy deur die gees met getrou bly aan hom en getrou bly aan onsself. En dan in vers 6 die onderskeid tussen trots, die slegte kant van trots, pride en nederigheid, en dat God 'n verset het in hierdie trots. Die Griekse woord wat daar gebruik word is 'n baie sterk woord wat ook Engels vertaal word met battle. God battle die trots binne ons. Maar hy reageer met genade op nederigheid, genade op genade. En daarom as gevolg van hierdie rede tussen pride of trots en nederigheid, sê vers 7, onderwerp jouself. En as jy vers 7 en 10 weer gaan lees, dan som dit eintlik ons Christelike lewenswandel op deur 4 goed. Onderwerp jouself, weerstaan die bose, wees intiem naby God en wees nederig. Dis die beginsels. In vers 8 wil ons weer herinner aan die nader aan God en hy sal tot jou nader. En iemand skryf oor die teks en praat van morele integriteit, en 2 weke terug het ek die punt gemaak dat integriteit eintlik beteken dat ek geïntegreerd heel eg sal wees oral, dat ek God naby aan God sal wees, nie net Sondag in die kerk nie, maar hier in my kantoor. Nou wat ek hier doen, wat ek op die skerm sien. Die wonderlike toepassing hier vir ons tema is dat hier staan, nader tot God met jou hart en met jou hand. Met ander woorde, daar moet 'n suiwerheid en 'n egtheid wees van kop tot tone om geheel geïntegreerd in alles, heeltyd te vra, Here, ek wil nader in die gaan van kop tot toon, tot hart tot hand. Nou vir my is daar 2 goed wat uitstaan, en ek is 'n bietjie geleen by Richard Rohr, en dis die woorde nederigheid en genade. Nederigheid kan mens ook vertaal met afhanklikheid. En wat dit sou beteken om te leef met hierdie nederige afhanklikheid in God se genade, beteken dat ek en jy elke dag so sal leef, dat ons instrumente sal wees in God se hand, wat seker maak, dat ons nie as krag by onsself kry nie, maar dat ons 'n krag by 'n ander bron trek. Ja, ons elkeen het wonderlike vermoëns en kwaliteite, maar onthou altyd is net geleen. Jy kry jou bestaansreg nie uit jouself nie, maar uit iemand. En die wonderlike beeld wat Richard Rohr gebruik is, onthou, jy is nie maan nie die son nie, God is die son. Die maan het bestaansreg omdat hy sy lig van die son kry en dit dan weerkaats en aangee. Die son is die bron, die maan is die weerkaats, en mooi beeld nou. En daarom sê Franciscus van Assisi, love is repaid by love alone. Ek en jy is die maan, nie die son nie. En daarom moet ons elke dag in nederige afhanklikheid vir die Here sê, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Moet ek en jy met daai afhanklikheid leer dat ons sal dit belangrik ag om elke dag ons daaglikse brood te vra. Anders is ons eie probeer, ons eie behoeftes, ons eie doelwitte te belangrik. En daar kan jy in hierdie lydenstyd, stukkie wat oor is, kan jy dit gebruik as 'n fokus om elke dag 'n oomblik vir die Here te sê, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Ek weet nie wat jy op die oomblik nodig het net vir vandag. En dalk is daar iets wat jy sê, as ek net deur hierdie dag gaan kom, as die Here my net kan help met hierdie emosie, hierdie ervaring, hierdie gesprek, hierdie behoefte, net vir vandag. En hoor wat sê Richard Rohr oor hierdie daaglikse brood, hierdie nederige afhanklikheid, hierdie maan dat die son weerkaats. All we can do is to be what God's Spirit makes us to be, and be thankful to God for the riches God has bestowed on us. And say humility, gratitude, and loving service are probably the most important responses. Die manier wat ons die son se lig, God se lig weerkaats, is deur nederigheid, genade, eintlik maar dankbaarheid vir die genade,
en diens aan ander. Nou, terwyl ons praat oor kompetisie, miskien net 'n woord oor ons eie ervaring van ego. Ons almal leef met 'n egte self en met 'n ego self in 'n werklikheid, in 'n sosiale werklikheid waar ek moet aanpas en moet weet, hoe moet ek hier maak en wat doen ek daar? En daar's 'n belangrike onderskeid, want ons ego self wil die wêreld verdeel in wenners en verloorders. Waar hierdie egte self, die gees binne elkeen van ons wat in nederige, dankbare afhanklikheid leef, sê my eie meriete, my eie waarde is sekondêr. Alle glorie aan God. Vir die ego self is daar 'n paar mense wat erkenning kry, die ouens wat gewen het. Waar as ons leef uit hierdie genade, dan begin dit by God se glorie. En ons weet dat een van die goed wat hierdie ego self met ons doen, is dat dit ons wil laat kompeteer. En nou praat ek met die goed op ander plekke, dan vra ouens in besigheid vir my, ja, maar ons moet toch kompeteer, as jy kompeteer, jy het ons nie op besigheid, en dan sê ek, ja, maar is die kompetisie die bron van wie wat jy is, of is jy, en leef jy met afhanklikheid, dat jy altyd iets by iemand kan leer? Is die dryfkrag 'n status soekende, arrogante kompetisie, of is die dryfkrag, ek is hier, ek doen my ding. Die kompetisie bepaal nie alles van my nie, maar dan gaan ek uit en ek gaan kompeteer. Dit is 'n moeilike gesprek. Maar die punt is, kompetisie is nie onbelangrik nie, die vraag is waarop begin. Kom ons wees duidelik, daar is plek vir selfvertroue. Maar word ons van binne gedefinieer deur die gees of van buite gedefinieer deur wat ons bereik en wat ons kan doen in ons kwaliteite? Vers 5 sê, die gees definieer jou van binne af, die Here wil jaloers wees daarop, en wil jy met naby aan dit bly. Iets wat vir my hierby pas, as ons dink oor die plek van selfvertroue, is 'n sogenaamde last lecture, wat 'n professor van Harvard Universiteit, Clay Christensen, hy het in sy laaste lecture, het hy die voorbeeld gedoen, nou hy het uitgewerk in sogenaamde disruptive innovations, hy het gewerk op innovasie, en hy het gesê, hy het op 'n stadium vir studente gevra, hulle moet dink aan die persoon in hulle lewe, wat die nederigste is, en 'n klomp kwaliteite neerskryf. En toe het hy daai terugvoer gevat, en gekyk, maar watter aspekte kom die meeste voor, en die belangrikste eienskap wat uitgestaan het, by hierdie sogenaamde nederige mense, is dat hulle 'n selfbeeld gehad het wat gesond was. Hy sê, hulle weet wie hulle is, en hulle voel goed oor wie hulle is. En dit is die basis van nederigheid. Hoor wat sê hy, direk, we also decided, dis nou in sy klas, that humility was defined not by self-depreciating behavior or attitudes, but by the esteem with which you regard others. Daar is plek vir selfvertroue. Die goeie gedrag gaan outomaties hier uitvloei. So, ons vra elke boodskap hierdie kwartaal, hoe leef ons dit? En ek wil 5 goed sê om mee klaar te maak, en ek wil vra dat jy sal dink en sal oop wees en sal onderskei, soos die Gees jou lei. Miskien is daar een ding wat jy uitstaan, en dat jy aan die einde van hierdie vir jouself sal sê, wat is dit wat ek nou moet gaan doen, of ophou doen, of dink, of sê, of reageer? 5 goed, hoe leef ons dit? Eerstens, nederigheid is nie 'n jammer dat ek lewe nie. Nederigheid is die selfvertroue dat God binne in jou leef, dat jy daarom okay is met jouself, en dat jy daarom afhanklik kan leef van God, leerbaar sal wees, en altyd respek vir die ander een sal hê, ook vir die kompetisie. Respek vir die kompetisie se stem, die vermoë om te leer en te luister, terwyl jy die games doen. Tweedens, the greatest obstacle to peace is arrogance. Dit staan in die Bybel en in die Koran. Kompeterende, status, soekende arrogansie, gaan ondersoek dit in jou eie lewe. Ek wil dit ook graag ondersoek. Daai plekke waar ek op 'n verkeerde manier wil kompeteer, waar ek rank soek, laat my soms arrogant maak. Onthou,
Die Gees is in jou, bewaar daai Gees. God is suinig daarmee. God is suinig met die stukkie Gees wat hy in jou geplaas het. Wat 'n ongelooflike voorreg en verantwoordelikheid. En dan die belangrikheid derde van nederigheid is ook die vermoë om te kan na binne gaan, om te kan selfrefleksie doen. En waarskynlik beteken dit ook dat ek en jy onsself moet uitdaag dat ons ook gaan luister, dat ons in ons verhoudings bietjie minder sal praat en bietjie meer sal luister. Een van die moeilikste goed om te doen. Vierdens, geloof wat leef. Vra in elke aksie en elke gedagte met jou hart en met jou hand, bring dit my nader aan God. Nader tot God met jou hart en met jou hand. Nader tot God met jou hele self. Dalk is iets prakties wat jy kan gaan vra in spesifieke situasies. Het hierdie dan my nader aan God gebring of nie? Hierdie gedagte, dit wat ek nou lees, dit wat ek kyk, dit wat ek nou gesê het, dit wat ek ervaar, bring dit my nader. En dan laastens, onthou, trek altyd jou krag van die bron met hoofletter. Die son van geregtigheid, ons God en Hemelse Vader. Nie krag uit jouself trek. 'n goeie selfbeeld wat hierop staan, erken ander en bly afhanklik van God. Die nederigheid is nie jammer dat ek lewe. The greatest obstacle to peace is arrogance. Gaan doen daai selfondersoek. Nederigheid is jou vermoë om te kan luister, om te kan self-reflect. Leef iets hiervan met hart en met hand. Jy maak seker dat jy nie dink jy genereer jou eie krag nie. Mag jy iets in hierdie teks, Jakobus 4, jou herinner aan die interaksie tussen nederigheid en arrogansie. Mag hierdie teks jou gaan herinner om iets hiervan môre 'n klein bietjie beter te gaan leef. Mag hierdie teks ons as geloofsgemeenskap herinner om afhanklik te wees van mekaar, afhanklik te wees van God, maar ook selfvertroue te hê oor sy Gees in ons. En dat ons met dit as basis kan gaan kompeteer. Mag jou geloof in hierdie week regtig leef. Amen. Here, maak ons nou bewus van dit wat ons moet gaan doen. Gee ons hier waar ons nou sit, die vermoë om dalk nog 5 minute langer te sit, in stilte, en te luister wat U vandag op ons hart druk, en dan iets daarvan te gaan doen. Here, help ons om nederig, afhanklik te wees van U genade, maar selfvertroue te hê oor wie U ons wel gemaak het, sodat ons U lig kan gaan weerkaats. Amen. Mag die Vader jou lei en jou beskerm, mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou inspireer, dat jy in nederigheid, afhanklik van die genade sal gaan leef, in die wêreld, met die Koran en met die Bybel. Amen.